Goeiemôre. Ons teksgedeelte vir oggend is Psalm 91 en ek wil sommer lees hier van vers 1 tot 2. Hy wat by die allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. As mens gaan kyk na die psalms, dan is die psalms eintlik 'n manier om die psalmdigter se lewensreis te vertel saam met die Here. En as 'n mens kyk na hierdie reis saam met God, dan beleef 'n mens verskillende seisoene, verskillende tydperke in die psalmdigter se lewe. Daar was tye wanneer hy uitbundig was oor die grootheid en die trou van die Here. Dan was daar ook geleenthede waar hy angstig gesoek het na God se teenwoordigheid, omdat hy die ervaring gehad het dat die Here golf na golf oor hom laat slaan en dat hy nie altyd sin kon maak in die lewensgebeurtenis wat met hom gebeur het nie. Psalm 91 is 'n baie bekende psalm vir baie van ons. En vir baie is dit 'n psalm na wie toe ons toevlug neem, juis in tye van swaar kry of in tye van nood. Die psalmdigter begin hierso deur twee goed te sê. Aan die een kant om te sê, as hy oor God dink, dan ervaar hy die Here as 'n toevlug en 'n beskerming. Maar die tweede gedagte is ook dat hy ook ervaar dat die Here daar is, ook in tye van nood. Nou wat 'n mens opval van die psalm is dat hierdie beloftes wat hy in hierdie psalm uitspreek, is eintlik om te sê dat dit net God se kinders is wat kan aanspraak maak op hierdie toevlug en beskerming en die bystand in nood. Daarom as mens gaan kyk na die werkwoord, dan beteken dit eintlik hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, wat 'n voortgaande aksie verduidelik en wat beteken dat hierdie beloftes word eintlik gegee vir God se kinders. Dan nou as die psalmdigter oor God nadink, lees ons in die eerste 2 verse dat in die direkte vertaling staan daar: hy sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. In vers 2 sê hy dat die Here ook vir ons 'n toevlug en 'n veilige vesting is. En die beelde wat hier gebruik word in die eerste gedeelte is natuurlik 'n hen wat haar kuikens beskerm, haar kuikens wat onder haar vlerke 'n beskerming geniet. En so het ons dan ook die troos dat ons ook kan oornag in die beskerming, onder die vleuels ook van die Here. Die tweede plek gaan oor God se beskerming, dat hy soos 'n fort is wat vir ons beskerm, ook teen die aanslae van die lewe en dit wat met ons gebeur. As jy mens gaan kyk na vers 3 tot 13, dan sien ons dat die psalmdigter hierdie belofte nou persoonlik maak, waar hy in vers 1 en 2 in die algemeen praat oor God se beskerming, praat hy nou van jy, en het ons dan die voorreg om te sê, maar ek kan my identifiseer met hierdie psalm, want in hierdie psalm kom die Here en hy sê, hy hou my uit die voëlvanger se wip, hy sal my beskerm teen die aanslag van Satan, hy sal my beskerm teen pestsiektes, onsigbare bedreigings wat my lewe dikwels kom bedreig. En dan sê hy ook in vers 4, hy sê dat hy ons sal bedek met sy vlerke, dat sy trou is 'n skild en 'n pantser in die ou vertaling. En dit beteken dat ons dan ook volgens mekaar kan sê, die lewe gebeur met ons. Ons het dikwels die idee dat met Christene moet dit net goed gaan, Christene geniet net voorspoed, maar eintlik kom hy en hy kom sê, nee, die lewe gebeur met ons. Ons beleef teenslag, ons beleef bedreiging. Maar dan is die wonderlike dat ons kan sê, maar as gelowige het ons hierdie belofte om te sê, maar ons hoef nie bang te wees vir siekte nie. Ons hoef nie bang te wees vir krisisse in ons lewe nie, want dit is in daardie tye waar ons ook God se beskerming mag geniet. Waar ons die belofte het van God se trou en God se genade oor ons lewe. Dat ons bewus is daarvan dat ten spyte van 10.000 wat rondom ons val, hoe die Here ons staande hou, die Here vir ons dra en vir ons help. En dat ons die ervaring het dat God se engele die opdrag gee om ons te beskerm en om vir ons te begelei
ook op ons lewenspad. Die laaste gedeelte, vers 14 tot 16, herinner die Here vir ons deur te sê, ek sal vir jou red. Psalm 34 sê die Here is naby die gebrokenes, hy help die wat moedeloos is. So hy kom en hy sê, maar ek sal jou red, ek sal jou gebed verhoor. Ek is by jou in die nood, ek sal jou eer herstel. En hy sê, wanneer hy sê hy sal my eer herstel, dan beteken dit dat die Here sê, ja, hy kom gee vir ons die lewe. Hy gee vir my die ewige lewe, 'n lang lewe saam met God. En dat elkeen wat die Here se naam aanroep, nie net 'n kind van God is, maar dat die Here ook sê, maar God sal hom eer, ook in hierdie lewe. Kom ons bid saam. Here, ons gebed is dat U vir ons sal help om vas te hou aan U, om te weet dat U ons allerheiligste is, by wie ons kan kom skuil, wat daar is wanneer ons in nood is. Dankie vir U trou en U genade oor ons lewe. Amen.